Wat is die vooruitsigte vir doen daai ding vir 2026? Dis eintlik waarvoor ek wag. Hierdie ding is so besig om uit te rol. Dit is eintlik net wonderlik, nê? En die idee is dit kom net so. Dit kom net so, nie net van ons nie, want ek en my liefling het regtig waar 'n passie daarvoor om mense te betrek. Yes. Dit is vir ons 'n groot voorreg om te kan sê ons kon iemand wel 'n geleentheid miskien gegee het of iemand bygestaan het. Dit is waaroor die lewe gaan. Yes. As jy nie net jouself kan ophelp nie, maar as jy opgaan en jy trek 'n ander persoon saam. So dit is vir ons baie belangrik om in die hele doen daai ding ander mense ook te betrek. So ek gaan so vinnig vir jou sê, sonder om nou ook weer eens name te noem, maar daar gaan redelik baie projekte volgende jaar uitrol. Okay. Een daarvan is dat ons gaan 'n potjie kos program begin. Watter 'n wonderlike ding. Sure. Ons gaan ons lekker eet. Wat wil jy iets sê? Ons gaan die allerlekkerste resepte kry. En dit gaan nie noodwendig net wees dat daar 'n vleisie en 'n groentetjie in gaan wees nie. Daar gaan moontlik 'n soutert. Sy nou praat. Ek hoor die amens. Daar gaan 'n pudding daar uitkom of wat ook al. Ons gaan dit so interessant maak en doen daai ding gaan daaroor uitgeroep word. Want as iemand nie gaan begin en daai ding doen nie, hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy weet om dit te doen? So, ons gaan ook ek weet nie of ek nou al die naam moet sê van hierdie kursus wat ons nou weer mee besig is, want ons is altyd besig met iets. Ek en my liefling. Ons gaan dit iets in die voege van houding vir normale mense, maar nou lekker houding, jy weet, die houding. Want mense het ook oor jare in mekaar begin loop. Oor twee redes. Een is minderwaardigheid en jy's regtig so bang dat iemand jou sal raak sien, dat jy al hoe krommer begin loop, fisies, letterlik. Die tweede ding is, veral in die kerkewêreld is daar vir jou vertel, jy moet nederig wees, 100% reg, verneder jou onder die kragtige hand van die Here en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Maar daar het 'n valse nederigheid ingekom, waar mense eintlik baie van hulle self gedink het, maar so begin loop het. Verstaan jy? So ons inkorporeer dit met 'n hele oefenprogram waar ons gaan werk met ouer mense wat miskien hulle soepelheid verloor het, jy weet. Hulle kan nie meer sommer net hulle veters vasmaak of iets onder die bed uithaal nie. Of hulle kan nie meer gou iets net bo van 'n rak afhaal nie. Wel, ek is nou nie so oud nie, maar ek sukkel self soms, jy weet. Oom Ernst het eendag gesê as hy soggens sy skoene vasmaak, dan kyk hy sommer of hy enige iets hier onder is wat hy nog kan doen terwyl hy nou daar is. So ons gaan daai soepelheid begin terugbring en dit gaan ons doen deur weerstandsbande. Nou dit is 'n hele kursus op sy eie en dit is so awesome, regtig waar. Ons is nou al besig daarmee en ek het 'n korporaal wat my redelik druk. Hy's eintlik 'n generaal of iets. Hy's baie hoog. Ja, en dan dat sal my hoor, dankie man. En dan kry ek myself baie jammer en dan sê ek vir hom ek is nou moeg en sê nee, jy kan nie nou moeg wees. Hoekom is jy moeg? Maar hy sit ek moet sê hy doen sy deel dubbel en dwars. Hy's nou al partykeer tot 4 ure in die gym, maar terwyl ek suffer, sit hy daar op die stoel vir my en sê maak so. Drill sergeant. So as ons daai kursus doen en dan gaan julle nie sê Betty, jy praat nou maklik nie. Ek praat nie maklik nie. Ek het die pad gestap hoor. Maar ons geniet dit verskriklik. Annemarie, dan gaan ons ook van ons vorige kursusse laat revive en mense gaan dit aanbied, lewendig. Nie lewendig nie, pre-recorded, maar ons gaan dit uitsaai. Dan gaan ek ook 'n interessante ding doen. Nou die Bybel praat van, Jesus vertel die gelykenis van die man wat die talente uitgedeel het. En vir baie jare het ons dit half, ek wil nie sê verkeerd verstaan nie, maar so one-sided tunnelvisie na gekyk. Jy weet, as jy geld het, dan moet jy gaan woeker daarmee, dan gaan jy nou meer kry. As jy talent het, dan moet jy gaan sing, ek weet nie, dan gaan jy blykbaar geld kry of so iets, dan draai dit om. Maar eintlik wat dit beteken is, as jy die talente gekry het, of wat dit ook beteken is, as jy die talente gekry het, leer iemand anders ook jou vernuf. Dit is 'n manier, dis eintlik die manier hoe jy jou talente vermeerder. En daar's ek baie skuldig, want
die Here het my geseën om van 3-jarige ouderdom af te kan klavier speel. En ek het alles gedoen wat moet gedoen word om 'n musiekonderwyseres te word. En toe gaan sit ek in 'n laerskool, in 'n klaskamer met 'n klavier, en 'n kind wat langs my sit voor die klavier, wie sy ouers gesê het, die kind het talent, en die kind het nie. En dan moet ek daai kind leer speel, en daai kind stel nie belang om te leer speel nie. Ek kry 'n gevoel hierso wat ek jou nie kan verduidelik, en net om terug te dink daaraan, die déjà vu is nie aangenaam. En dan kom ek by die huis die middag, dan voel dit vir my, ek het die heel dag tot by 4 getel. Dis die beste wat ek het vir jou kan verduidelik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En toe het ek besluit, dis nie vir my nie. I'm not gonna do that. En ek en my liefling het daaroor gepraat, en ons het al die middels tot ons beskikking nou, om 'n aanlyn kursus daaroor te kan doen, om mense te leer, nie noot te lees nie, want dit is wat my frustreer. Omdat ek op gehoor kan speel, en alles deur die Here se genade maklik kan verstaan. Kan ek nie verstaan hoekom sukkel die ou met die noot nie. Dit is C. Dit is nie daai enetjie met streep, dit is C, middel C, daar is hy. So ons gaan dit is nog, soos ek sê, dit is alles in wording. Ons bedink kom en so aan, maar ek gaan definitief so iets doen, en ek gaan daardeur my talente vermeerder. En ek sê dit nie in grootmanskap nie, ek sê dit so nederig, want dit is vir my wow, dat die Here my oë daarvoor kon oopmaak, deur my liefling natuurlik, die gee nie, hy moet dit doen, dis waaroor hy daar is. Absoluut. So sulke dinge, en ek kan, daar's so baie wat ons gaan doen, daar gaan iemand hiking trails doen. Dis dit? Ja. Yes, ons moet bietjie, ek sê jou, my man, ons moet ook iets doen. Hierdie pastoorspaar is besig, hoor. Kry vir jou paar tekkies. en ag man, soos ek sê, as jy eers begin, die moontlikhede is legio. Legio. Wat gaan ons 'n maraton hardloop? O, tannie Maritjie, as jy kyk, onthou die maraton, hè, dis jy en Sorita. Ons het julle woorde, ons het julle. Ons het julle opgevang. So, ag mense, as daar enige iets is wat jy wil bereik in die lewe, go for it. Doen daai ding. Ons doen daai ding. Inspireer hierdie doen daai ding nou baie groot. Ons is groot op dit.